Laban kil vir Jakob. Jakob was nog op pad na sy oom Laban se huis, toe hy by 'n put kom, waar daar 3 troppe skape lê. Hulle het daar gewag om te kan water drink. Die skaapwagters wat hulle oppas, sê toe vir Jakob dat die skape en bokke eers kan drink as al die veetroppe daar is. "Ken julle vir Laban?" vra Jakob hulle toe. "Ja," sê hulle, "ons ken hom. Hier kom sy dogter Rachel nou net aan met hulle skape en bokke." Jakob het haar gesien en dadelik die klip wat oor die put was, weggerol sodat Rachel se kleinvee kan drink. Hy het Rachel gegroet en haar vertel dat hy Rebekka se seun is en familie van haar is. Rachel was so opgewonde om dit te hoor, sy het sommer dadelik na haar pa Laban gehardloop om vir hom te vertel van Jakob. Laban het vir Jakob laat haal en gesê dat hy welkom is om by hulle te kom bly, want hy is mos familie. So het Jakob 'n maand lank gekuier by Laban hulle en sommer gehelp met die skape oppas en die diere versorg. Op 'n dag sê oom Laban vir Jakob: "Wat kan ek jou betaal vir jou harde werk?" Intussen het Jakob al verlief geraak op Laban se jongste dogter Rachel. "Ek sal vir 7 jaar vir u werk as ek met Rachel kan trou," het Jakob geantwoord. "Goed so," het Laban gesê. Jakob het toe vir 7 jaar vir sy oom Laban gewerk. Vir Jakob het dit glad nie so lank gevoel nie, want hy was so verlief op Rachel en hy wou graag met haar trou. Na 7 jaar kon hy uiteindelik met Rachel trou. Maar toe doen Laban 'n baie skelm ding. In plaas daarvan om vir Rachel aan Jakob te gee om mee te trou, gee hy toe sy oudste dogter Lea aan Jakob. Dit was eers na die troue, toe Jakob die sluier voor haar gesig oplig, dat hy sien dat dit Lea is en nie Rachel is met wie hy getrou het. Jakob was baie kwaad. "Waarom het jy my bedrieg?" het hy sy oom Laban gevra. Laban het geantwoord: "Die oudste dogter moet altyd eers trou, maar as jy nog 7 jaar vir my werk, kan jy met Rachel ook trou." Jakob het toe ingestem om vir nog 7 jaar vir Laban te werk, om met sy geliefde Rachel te kan trou. Jakob het nou 2 vroue gehad. Lea het 'n klomp kinders gehad en Rachel het net 2 seuns gehad, Josef en Benjamin. Na 'n paar jaar wou Jakob weer teruggaan na sy eie land, maar oom Laban wou hom nie laat gaan nie. Toe sê die ou skelm oom: "Moenie nou al gaan nie. Wag eers totdat jy 'n groot trop diere het. Ek sal vir jou al die gestreepte en die bondlammers gee." En Jakob stem toe in. Maar toe steek Laban al die gestreepte en bondskape en bokke weg. Oom Laban het gedink dis 'n slim plan, maar die Here seën vir Jakob. En hy het sommer gou 'n groot trop skape en bokke, want hy het 'n slim plan gemaak om sommer baie bondlammers te kry. Jakob het toe sy vrouens, kinders en al sy diere bymekaar gemaak en stilletjies een aand weggegaan.